So Louis, vandag se vraag is: hoe beïnvloed jou kinderjare jou volwasse keuses? Nou, wat ek hou van hierdie vraag is tweeledig. Een, ek weet sielkunde deur die jare verander waar ek jare gelede was alles jou ouers se skuld gewees. En twee, twee is dit dat ek dink vandag nog vol volwassenes, enigiets wat verkeerd gegaan het dalk in hulle kinderjare, is nog steeds die volledige rede vir alles wat chaos is in die volwasse jare. So kan ons daai al twee punte aanspreek as dit moontlik is. Of miskien is ek heel Wel, Lise, kyk, dis 'n baie pertinente onderwerp. Kom ons kyk wat die navorsing sê. Want daar's baie hieroor nagevors. Dit is 'n baie belangrike en 'n baie gewilde tema. En dit is baie moeilik om te sê nee man, mense kinderjare het geen invloed op jou volwasse keuses nie. Dis 'n moeilike ene daarin. So daar is goeie navorsing. En kom ons kyk na 'n paar van hulle. Daar's verskillende teorieë hieroor. En kom ons kyk na die eerste en die mees bekendste een, die sogenaamde bindingsteorie, né, attachment theory. Meeste mense weet daarvan. Daar's baie werk oor Bowlby en so aan se navorsing wat gaan oor die verskillende tipe bindings, angstige binding, vermydingsbindings ensovoorts. En die teorie daar is dat jy in jou kinderjare, veral in jou baie jong jare, deur jou primêre oppassers aanleer of mense jy leer basies aan modelle van die wêreld. Jy leer aan of mense betroubaar is nie. Jy leer aan of jy die moeite werd is om voor omgegee te word. Jy leer aan hoe veilige nabyheid voel. En natuurlik, in die navorsing wys dit baie duidelik. Hierdie beïnvloed hoe jy later in jou lewe gaan konflik hanteer. Watse tipe mense jy na aangetrokke gaan voel. As jy angstige binding het, dan gaan jy aangetrokke tot voel na mense toe waar daar iets fout is en jy wil regmaak by hulle byvoorbeeld, né? Dit het baie met intimiteit of verwerping te doen. En hoe maklik jy vir hulp vra byvoorbeeld. Dis bindingsteorie. Dis die een manier om daarna te kyk. Een van die ander baie sterk teorie is die aangeleerde kondisioneringsteorie wat jou kinderjare vir jou leer wat werk. As jy sien emosies word geïgnoreer, dan is dit baie moontlik en ons sien dit tog in die alledaagse lewe dat jy as 'n volwassene jou gevoelens gaan onderdruk. As jy leer dat konflik is negatief en aggressief, dan gaan jy as volwassene baie keer maar liewers vermy om in argumente betrokke raak. Of jy gaan oorhel na die ander kant. En as jy leer, en baie luisteraars kan hiermee identifiseer, dat jou erkenning kom van jou prestasie, dan kan jy baie lekker perfeksionisties raak as jy ouer raak, né? Ensovoorts. En dis wat jy aangeleer het, jy leer strategieë aan. En dan natuurlik Lise, daar die baie sterk familie, die sisteemteorie wat kyk na rolle en ons almal ken daar hoe jy aanleer wat jou rol is en hoe jy daardie ding in jou volwasse lewe uitspeel. Die verantwoordelike een, byvoorbeeld. Die oppasser, die vredemaker, die probleemkind, die onsigbare, né? Daardie rolle. So as kind word jy geïgnoreer, almal praat oor jou, niemand sien jou as belangrik nie, jy word die onsigbare en natuurlik as volwassene dan gaan jy ook nou jou mond vreeslik reg by die sosiale funksie baie keer. Want jy speel dan daardie rol. Dit word later in baie van die identiteitsteorie wys dit word later aan jou identiteit. Jy word die onsigbare mens. Want die sisteem het jou daarin gesit. Louis, wat ek baie van hou, is die woord leer. Jy het nou gesê hoe mens leer dit aan. In plaas daarvan om die woorde te gebruik, as jou of indien jou ouers so was of indien jy in 'n huis groot geword het waar dit gebeur het, en ek dink die probleem wat baie volwassenes ervaar, en dis nou presies my eerste punt wat ek gemaak het, is juist dat my maale was so, nou word ek altyd gesien as die versorger en ek blameer my maale daarvoor. Nou,
wat ek weet ek en jy het al baie daaroor gesels hoe jy is mos nou wie jy vandag is. So die onus rus nou op jou. Wat jou ouers gedoen het jou ouers gedoen en hier is jy nou. Kyk, daar is ons praat van onder normale omstandighede. Daar is ouers wat hulle kinders byvoorbeeld verskriklik mishandel, seksueel molesteer. Ek praat van op die heel uiterste van die spektrum. Daardie daar's baie navorsing wat wys dat daardie kinderjare stres en trauma kan verskriklik die res van jou lewe op baie diep vlakke beïnvloed, nê. Nee, dit verstaan ons. En dan is dit amper daardie mense se skuld. Maar dis nie waarna jy verwys nie. Jy kan nie as 'n 40, 50-jarige persoon kom en kom sê, maar my ma het my nie aandag gegee nie. En daarom is ek vandag 'n onsigbare niks werd mens nie. As jy 'n gemiddelde intelligente mens is, 'n normaal funksionerende mens nie. Jy kan as jy wil, maar daar gaan nie regtig vir jou genade in jou omgewing of by ander mense wees daarvoor nie. Weet jy Louis, ek wil gou hier, dit voel vir my baie keer soos verslawing. Daai wat hulle sê die eerste stap is erkenning. En dit voel vir my baie keer dis hier dieselfde ding. Dis daai eerste stap van net erkenning. Goed, maar nou is ek die volwassene. Nou moet ek die keuse maak. Ja, my ouers het dalk verkeerde keuses gemaak, maar nou moet ek die keuse maak. Ja, baie keer gaan die lewe gaan tog aan die einde van die dag oor ten spyte van. Ten spyte daarvan dat ek nie perfek is nie, ten spyte daarvan dat ek dalk mishandel is, ten spyte daarvan dat X, Y en Z en dat mense my onregverdig behandel. Wat gaan ek doen? Die ander opsie is om te sê, kyk, daar is ek, want iemand het dit gesê, iemand het dit gedoen, ek het nie ouers gehad nie, of ek is mishandel of wat ook al. En terwyl ons natuurlik empatie het, weet ons dat die lewe is nie 'n regverdige plek nie en daar was nog nooit die veronderstelling dat dit regverdig gaan wees nie. So ons sit met 'n dualistiese ding van aan die een kant kan mense geweldige pyn en interne moeilikheid ervaar as gevolg van hulle kinderjare. En ons praat nie net van ouers nie, ek praat van mense wat geboelie is op skool byvoorbeeld. Dit het geweldige impak op hulle. Ouers het net so 'n bietjie 'n ekstra intensiteit by want hulle is mos veronderstel om nie foute te hê nie. Maar dis mos maar die lewe, né? En mense wat dan die voorreg gehad het om omstandighede te hê waar hulle binding op 'n veilige, sekure manier kan kry. Is presies wat dit is, bevoorreg. Want dit is eintlik maar in die minderheid. Jy kan nie eintlik daarop aanspraak maak nie. En het ons nou vandag twee baie belangrike woorde om te gebruik aangeleer. Jy het geleer om iets te wees wat jy vandag is, wat jou keuses gaan beïnvloed, maar ten spyte daarvan kan jy aanbeweeg. En ek dink dis goud werd om 'n baie meer gebalanseerde lewe te lei. Is dit nie tog, ek wou nie sê dit is wat terapie is nie, nee. Dit is nie wat terapie is nie. Dit is 'n baie swak voorbeeld. Ja, mens kan seker na terapie of 'n proses van verandering kyk as die ten spyte van proses, nê. Nee. Goed, kom ons sê hier het ek op my jes gekry as gevolg van dit en dit en dit wat gebeur het en dit wat nie gebeur het nie. En dis hoe dit my beïnvloed het. En net om op daardie punt te kom is nogal nie so maklik nie, want dit vereis dat mens jou jonger self moet verlaat, terugkyk en met jou jonger self moet kommunikeer want jy is slimmer as jou jonger self. Jou jonger self sê, ek mag nie liefgehê word tensy ek presteer nie. Jy is 'n volwasse mens. Jy kan na jou jonger self toe teruggaan en gaan sê maar luister, jy praat mos nonsens. Ek is ouer as jy, ek is wyser as jy. Ek kom vertel vir jou want ek het langer geleef as jy en ek is jy. Dat dit is nie waar nie. Ek bring eintlik vir jou goeie nuus. Maar jy kan mos nou nie vir my in die toekoms kom resoneer met jou baie beperkte lewensinsig nie.
Ek sê baie dankie aan Dr. Louie Averbag, hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by die gesprek. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Daar is meer leesstof oor baie onderwerpe op WSX se webtuiste, gaan na wsek.co.za. Deel asseblief die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En soos altyd aan die einde van die dag, die heel belangrikste. Kyk mooi na jouself.